Hartlik goeienaand, vriende. Ek groet u in die mooie naam van Jesus, ons verlosser en zaligmaker. Vriende, vir u wat gisteraan die was, en vir u wat nou vanaand vir die eerste keer kom, ek wil u net herinner, vir u wat na die vorige boodskap geluister het, ek wil u net vinnig herinner, Jesus' begeerte is waaroor ons deur hierdie reeks gesels. En die eerste begeerte wat hy uitgespreek het, is dat ons hom sal ken. En die vorige keer het ons gekyk na hierdie begeerte van Jesus, dat ons hom moet ken. Nou dit is so, dat as jy Jesus leer ken, dan sal jy hom wil hê. En daarom is sy tweede begeerte, dat ons Jesus as wins moet verkry. Kom ons sluit die oë. Baie dankie Here dat ons weer vanaand hier is, om Jesus te verkondig. Dankie dat u goeie gedagtes aangaande ons koester, en dat die goeie begeertes vir ons het wat tot ons redding sal lei. Ons bid vir die uitstorting van die Heilige Gees op die woord vanaand, sodat ons na u stem sal luister. Ledig my van self en van sonde. Neem besit van hierdie plek, Here. Verban die vyand in hierdie plek, sodat Jesus verheerlik kan word. Elke gees van ek wil sien, ek wonder, van vooroordeel, verwyder uit die harte, sodat Jesus se woord 'n vrye loop kan neem. Word hier verheerlik vanaand, Here. Mag ons sien die nodigheid in ons lewens om Jesus as wins te verkry. Ons weet ons verdien dit nie. Ons weet ons is dit nie waardig nie, maar ons kom in die naam van Jesus. Met baie danksegging. Amen. Vriende, ek is getroud. En toe ek die vroukie wil hê, toe het ek haar eers leer ken. Is jy saam met my? Toe ek haar leer ken het, toe dink ek vir jou wil ek hê. Ek wil jou as wins verkry. Ek het gewoon in Tafelsig, in die Kaap. Nou ons het al gehoor, is 'n rowwe gebied. En sy het gewoon in Strandfontein, wat nou meer gegoede gebied is, of was, ek weet nie meer nie. En ek het nie omgegee in die nagte om te travel met die bus agter haar aan nie, want ek wou haar as wins verkry. Ek wou haar hê teen alle koste, sy moes myne raak, want ek het haar leer ken. Geen gevaar kon my stop nie. Daar was nie vrees vir die skurke of die skollies of die gangsters nie. As ek gehike het of bus gevat het, dan loop ek in die town center uit Tafelsig toe, ek is nie geworried nie, want ek het 'n plan, ek wil haar hê. So kosbaar soos sy is, so dierbaar soos sy is, sy is tydelik. Maar wanneer het kom by Jesus, toe ek hom leer ken, toe sê ek, Here, ek ag alles skade. Brenda ingesluit, my kinders ingesluit, my huis en my voertuig ingesluit,
my selfoon ingesluit, my liefdes, my hobbies, my stokpertjies, my sport, enige ding ingesluit, my vriendekring, die hele wêreld ingesluit, om Jesus as wins te verkry. Kom ons lees die woord van die Here. Ons vers vir oordenking is Filippense hoofstuk 3, vers 7 en 8. Luister wat sê die Bybel. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou om Christus as wins te verkry. Ons gaan rondom hierdie gedeelte praat vandag. Nou, u moet verstaan, Jesus se begeerte vir my en vir u is om hom as wins te verkry. Nou die rigting wat my lewe en u lewe in voortbeweeg, soos u vanaand hier ingekom het of vandag hier aangekom het of waar u is, in die plek van die lewe waar u bevind, die rigting wat u inslaan, toon wat kosbaar is vir jou. Jou lewenswandel toon, ek loop op die pad, want dis my kosbaarheid. Mense is gewoonlik baie opgemaak en spoggerig oor iets of oor iemand, of selfs oor hulle self, en baie keer ten koste van hulle lotsbestemming, wat daardeur beïnvloed word. Ek is so 'n vrou verskrik, ek kan nie die Here dien nie, want my vrou lus nie vir kerkmense nie. Ten koste van my siel, saligheid. Mense se voortbestaan, mense se lewe draai om dit wat hulle het, dit wie hulle is en wie hulle ken, ten koste van hulle sielsaligheid. Maar wat sê die Bybel in Spreuke 14 vers 12? Daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. En wat sê die Bybel in Matteus 16 vers 26? Wat sal dit 'n mens baat? Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Wat sal die mens gee as losprys vir sy siel? As u nou regtig 'n waardevolle en 'n goeie lewe wil ervaar, moet u Paulus se raad en sy voorbeeld volg wat sê, kykie mense, ek sê vir julle in Filippense 3 vers 1, verbly jou in die Here. Moenie jou vreugde en jou vrede in die vlees sit nie, verbly jou in die Here, vra vir my, sê Paulus. Ek het probeer om die vlees 'n kans te gee. Ware blydskap, ware vreugde sal jy vind die dag as jy Jesus as wins verkry het. Paulus sê, enigiets anders sien ek as dergeliks. Nou die Engels, ek hou nie baie van Engels nie, maar ek hou hier nou van die Engels. Die Engels sê, I consider everything rubbish. Het klink baie rof, nee. Enigiets is rubbish. Om Jesus as wins te verkry. Ek wil nou nie as die Afrikaanse woord gebruik, want dit kan nog ook slegter klink. Maar Paulus spreek hom so sterk uit, dat niks is goed genoeg in die plek van Jesus nie. Maar wat vir my wins was, dit wat kosbaar was vir my, dit wat ek gedink het is iets werd, is nou niks meer werd nie, julle kan dit maar kry, ek wil Jesus hê.
Nou Paulus gee die redes hoekom hy so praat. Kom ons lees gou Filippense 3 vanaf vers 1 tot vers 6, dan luister jy mooi, hoe kom hy tot by die gevolgtrekking dat hy Jesus as wins wil hê? Luister na die woord van die Here. Verder my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skryf, en dit gee julle sekerheid. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding, want ons is die besnydenis, ons wat in die gees God in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Nou kom hy met wat dit is om op die vlees te vertrou. Hy sê, alhoewel ek, Paulus nou, rede het om te vertrou op die vlees, as iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer, ek is besny op die 8ste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref 'n Fariseer, wat ywer betref 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref onberispelik. Alles wat jy kan wees wat goed is, sê Paulus, op kerkvlak, ek is dit alles in die beste. Maar, kom hy nou, ek is al goed, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus ontwil skade geag. Ek ag sommer alles skade om Jesus as wins te verkry. My vriende, Paulus waarsku teen om in die vlees te vertrou. Nou as jy in enige iemand anders vertrou in die plek van God, al wil jy dit hoe mooi maak, in die ware sin van die woord, vertrou jy op die vlees. Of in die vlees. Nou ek het nou 'n uitdaging met ons gehoor vandag. Ek het 'n uitdaging met diegene wat luister na hierdie boodskap vandag. Die kans is dat daar 4 moontlike hoorders is wat na die boodskap luister. 4 soort mense wat na hierdie boodskap luister vandag. Ek weet nie waar pas hy in nie. Ek hoop by die regte een. Nou ek is hier om die een met die ander te vergelyk nie. Ek is hier om u in die oë te sit nie. Maar Jesus is hier deur sy woord om vir u bewus te maak, jy is op 'n gevaarlike plek, jy moet Jesus as wins verkry. Dis die doel van die boodskap. Nie om 'n vinger te wys nie, maar om die vinger na Christus te wys. Ons wil graag hê dat ons vanaand Jesus as wins moet verkry. Nou, ek gaan gou vinnig praat oor die 4 groepe mense wat, of tipe mense wat moontlik hier nie gehoor, of moontlik na die diens luister. Die eerste een is die kerkmens. Hier praat die Here van die sogenaamde Christene. Mense wat hulle vertroue in die ware sin van die woord in die vlees plaas, terwyl hulle baie kerklik is. Sulke mense, jy hoor hulle gewoonlik, môre broer, ek het hier 'n traktaatjie vir u. Jy ken mos traktaatjies, né? Ek het hier 'n traktaatjie vir u. Nee, meester, brother, ek het my kerk. Maar broer is maar net 'n nee broer. Ek gee my bydra. Ek is gedoop. Ek het my doopseël hier binne. Ek is 'n sonndagskool onderwyser. Ek was in die brigade, ek is in die broederband. Ek is nee, so right broer, as baie mense kyk hy man, kyk hoe warm is hy. Hulle moet dit kry. Ek ondersteun die kerk se program. Nee, dominee ken my goed. Pastoor ken my baie goed. Hy kom nie by my, ons is goeie vriende.
My tiendes is op datum. Om die waarheid te sê, ek het bygedra toe ons nou 'n tydjie terug hy kerk waar ons gebou, ek het sommer groot gehelp. Al die dinge is goed, daar is niks meer verkeerd nie. Maar as jy glo, jou verlossing lê daarin, my vriend, het jy 'n probleem en jy moet Jesus as wins verkry. Paulus het gesê, ek is ook 'n Fariseer, ek is ook 'n Hebreër van Hebreërs, ek is ook besny op die 8ste dag, soos ons vandag sê, ek is gedoop, ek is 'n dit, ek is 'n dat in die kerk, dat het nie vir my getel nie, sê Paulus, ek het kom uitvind, ek beskou het as drek, om Jesus as wins te verkry. As jy vanaand 'n kerkmens is, maar jy ken nie die God van die kerkie, is dit nodig om Jesus te leer ken. Jy het baie mond in die kerk se vergaderings. Jy het baie mond oor die kleur van die mat, en waar moet die preekstoel staan, en die stoele is nie reg nie, ons moet banke kry, ons moet hy venster uitdaal, dan praat jy saam, maar wanneer ons sê, kom ons verkondig sy naam, as jy skaars. Want jy's 'n kerkmens. En weet jy wat, al voordeel van die kerkmens, jy kry 'n mooi begrafnis, want jy's gesien. Jy word uit die kerk begrawe, dominee kom self, want jy het baie mooi bygedra. Maar jy sal onnigter word in die oordeel, want dit is net syne. Ek ken my skape, hulle is nie kerkmense nie, hulle het alles skade geag om Jesus as wins te verkry. As jy 'n kerkmens vanaand in die gehoor is, ek is nie om wie in die oë te sit nie. Ek wil net vir u sê, die ding om te doen is om te sê, Here, ek wil dit nie meer nie, ek wil Jesus hê. Jesus se begeerte vir jou, my kerkvriend, te sê, ek ag al my posisies, al my aansien, al my belangrikheid, al my kontakte, al my invloed as skade, om Jesus as wins te verkry. Die tweede tipe persoon in die gehoor moontlik, of wat na hierdie program kyk, is die afvallige. Jy kom in hom, wil jy nie vanaand 'n bietjie diens toe kom nie? Hy broer, ek het ook eintlik die Here gedien. Maar jy verstaan omstandighede. Gebeur dit ook? Mense wat moeg geword het om by die voete van die Here te bly. Hoe en hulle is so pieperig. Jy kan nie raak aan hulle nie, want hulle het so seer gekry. Hulle het moeg geword om hulle vertroue in Jesus te stel, om hom as wins te hê. Hulle het gesê, nee, weet jy wat het gebeur, hoekom ek nie meer die Here dien nie? Maar die kerk is mense wat hulle wil nie regkom nie. Ja, maar broer, dis mis nou nie. Ja, moenie worry nie, laat ek eers vir jou klaar vertel. Hulle, ek het gedoen wat die Bybel sê. Ek het gepraat met die man. En ek was na sy huis toe, en hy het my gestuur, toe gaat die Bybel sê, toe vat ek nog 'n man saam, en ons het gepraat met die man, hy het beloof, en het is die 100 jaar, jong, hulle bly dieselfde man. En ek het later besluit vir myself, nee man, ek kan nie meer met die kerkmense nie, ek het maar gelos. Hy gee sy sielsaligheid uit vir mense wat nie vir hom op Golgotha gesterf het nie. Jy dwaal van die Here af oor kerkmense wat die duiwel hiernatoe gebring het. Want die Bybel sê die saaier het gesaai en geplant, die tuinier het geplant, toe kom die vyand en hy plant sy eie goed en hulle alles groei in dieselfde tuin. Nou kom plant die duiwel mense in God se kerk, verlaat jy die Here oor die duiwel se oes. Nee broer, ek sal nooit weer terug na hy kerk toe nie, hy man moet eers dood, of hy moet eers trek.
Hy man was nie by Golgotha nie. Ek ken net een mens wat by Golgotha was. En sy naam moet jy Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. As hierdie Jesus wat nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Dit is hierdie Jesus wat gekom het om te soek en te red wat verlore was. Is hierdie Jesus wat die gawe van die Vader was, wat sy lewe gegee het sodat niemand hoef verlore te gaan nie, maar die ewige lewe kan nie. As jy hom ken, sal jy hom as wins wil verkry. Jy sien die uitdaging met die afvalliges, om afvallig te word is 'n proses. Het is 'n stadige storie vir baie mense. Dinge werk op jou senuwees en dit werk al meer op jou senuwees totdat jy dit nie meer kan vat nie. Hy begin net jy so elke nou en dan in die kerk uit bly, tot jy later glad nie meer kom nie. Die eerste week mis hulle as hulle broer, waar was jy? Nee, maar het nou iets gebeur. Tweede, derde keer, hy vra hulle kies meer, waar was jy nie? As jy kwaad word, hulle nie vra nie, maar jy wil eintlik ja wees nie. Jy verloor respek vir God. Jy sit daar in die kerk om mense uit te tard, hulle kan maar sê wat hulle wil. Jy het geen eerbied vir God meer nie. 'n ander God is besig om in jou hart in te trek. Jy verkies nie meer om 'n uitverkore kind van die Here te wees nie. Jou vertroue is nou in die vlees, jy wil nou by smaad geleenthede. In smaad mense wil jy nou inwees. Jy het nie meer lus vir die bediening besigheid nie. Jy kry nie eintlik lekker aansien na nie. Jy wil nou wie maar liewer gaan in die kringe wat invloed het, man. Kan 'n man 'n beter werk ook daarom kry. Regte mense ken. Jy word soos dit. Jy vervang God met die vlees. Paulus sê, verbly jou in die Here, moenie op vlees vertrou nie. Jy moet Jesus as wins verkry. Die eenvoud van Christendom, nee dankie, is te plain, is te eenvoudig, is te vaal, ek het nie meer krag vir dit nie. Jy word moeg vir God se reëls, God se heilige wet wat sê, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie dit doen nie, jy is moeg af om gesê te word deur God, jy wil jou eie kop volg. Maar nou moet jy mense kry om te blameer, want Eva het die slang blameer en Adam het vir Eva blameer, is eie aan sonde om te blameer, is nou ander mense se skuld, maar jy is eintlik self moeg vir God. Jy wil jou eie besluite maak. Niemand sê meer vir jou nie, selfs nie God nie. Jy wil jou eie oordeel gebruik, want jy is mos groot, jou eie baas. Ja, afvallige vriend, die Bybel sê in Openbaring 2 vers 4, die Here sê ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Ons kom ons vierig by die Here, en later sit ons net so, as sê hulle, hy sister, hoe is dit dan nou? As sê, nee, laat die jongspan, maar ek is alright. Jy het afgekoel. Jy het afgekoel en jy gaan afkoel tot jy buite is. Want afvalligheid is 'n proses. Die lied is mooi wat sê, hulle sing hom nie meer nie, hy is te reguit. Hy was toe 'n kind was, het ek hom gehoor. Op jou pad kom 'n dag. Hulle sing hom nie meer nie, hy is te reguit. Hy pas nie by die materiële wêreld in nie. Hy pas nie by hierdie ons wil hê in nie. Op jou pad kom 'n dag, as jy God bly verwerp afvallige, al het jy eer en rykdom behaal. Jy het nou al miskien reeds te ver weggedwaal, boetie. Pas op! Maar bereken, jy is maar so slim, maak somme. Maak somme.
wat dit hierna sal baat. 'n dag is aan die kom, my vriend. Trek maar slim. Word maar belangrik. Bereken wat dit hierna sal baat. Jou uitdaging is om afvalligheid prys te gee en Jesus as wins te verkry. Nou in die groep, iemand wat luister is nie noodwendig net 'n kerkmens of afvallig nie. Sommige is net eenvoudig ongelowig. Ek glo nie. Kyk hoe lyk die kerkmense. Nee, ek glo nie. Hulle vertroue is in die vlees. Op 'n baie blaatante manier. As jy nie God aanbid nie, jy aanbid tog, want die Here het ons so gemaak om te aanbid. Nou ongelowiges wat na hierdie boodskap luister, ek moet vir jy reguit sê, jy aanbid afgode. As jy nie vir God aanbid nie, aanbid jy afgod. Nee, jy kan nie so praat nie, broer. Luister. Kom ek vra, aanbid die mense afgode in die dorp? Lyk nie so nie. Hier is die afgode in die dorpie? Niksie. Ek gaan nog weer aan die einde vra. Ek gaan nog weer aan die einde van die gedagte vra. Hy sê, hier is niks afgode aanbiddery in die dorpie. Kom ons luister. Daar is 'n afgod in ons daar. Waar ek vanaf kom, is 'n afgod wat mense aanbid. Weet jy, wat is God se naam? Narcissisme. 'n narcis is iemand wat homself aanbid. Hy sak nou nie op sy knieë en sê, ek bid nou vir my nie, maar sy lewe spreek daarvan dat hy homself aanbid. Die hele wêreld draai om hom. As hy nie gevra word nie, as hy nie genooi word nie, as hy nie erken word nie, as hy nie gesien word nie, dan is dit nie reg nie. As jy sulke mense in die dorp, klink nie so nie. Ken die mense wie se lewe om hulle self draai, as 'n afgodsdiens om jouself te aanbid. Jy het nodig om Jesus as wins te verkry. As nog 'n afgod wat ek van weet in ons dag. Hulle noem dit relativisme. Weet jy wat, hoe werk die mense se geloof? Hulle sê, wat goed en reg is, hang van die omstandighede af. En as iets van my reg is, hoef dit nie vir jou reg te wees nie. Jy is mos jou eie baas. Solank dit vir my reg is. Ek het al gehoor, Christene praat so. Nee broer, ons glo nie almal energie. Dit is reg van my. Maar die Bybel sê, nee maar nogtans, ek is gelukkig. Jy is besig met afgodediens. Jy het gesteel by die winkel, want jy is werkloos. En jou kinders is honger, toe gaat steel jy, nou sê jy by die hof, meneer, ek is nie 'n diefie. Ek steel eintlik nie, maar my kinders was honger, so dit was nie eintlik sleg nie, dit was eintlik vir 'n goeie rede. As jy sonde goed praat, is jy skuldig aan hierdie afgodediens. As jy verkeerd reg praat teen die woord van die Here, is die jou afgod, my vriend. En daar is 'n afgod in elke liewe dorp in ons land, die wêreld deur. Sy naam is hedonisme. Ons het nog nie van hom gehoor nie. Kom ek stel hier voor aan hom. Jou wêreld draai om plesier. Word plesier aanbid in ons dorpe? Lewe ons jong mense vir die plesier van die wêreld? Hoe sê jy nou so stil? As die plesier van die wêreld 'n uitdaging vir ouers vandag? As dit goed voel, as dit reg. As dit lekker is,
as dit reg. Het jy al opgelet in vandag se dae? Gaan sluit mense by kerke aan, want dis 'n lekker kerk. Gebeur dit ook? Hulle is moeg van die koue kerk, maar nee, ek soek 'n lekker warme kerkie. Plesier is jou afgod. Want jy gaan nie agter wat sê die woord van die Here nie, jy gaan oor die beat is die daar. Die sensasie, broer, die gemis, die salwing. Jy moet hy ou gesien het, hy man spring, jy moet vir Suster Kykie gesien het. Die diens was geseën. Het dit 10 uur uitgekom, toe wil ek nog het moet aangaan, het was so lekker. Wat was die woord wat uitgegaan het? Wat was die woord wat uitgegaan het? Bro, ek kan nie so mooi woord onthou nie, man, die koortjies was so, die sang was so. As plesier jou afgod is, my vriend, is jy afvallig. Verby, want jy is besig met afgodediens. God het 'n probleem met u, of met my. En dan ons 'n groot sondebok wat in elke plek kop uitsteek die wêreld deur, is materialisme. Jy is wat jy besit. Ken jy hy afgod? As jy nie die regte name skoene aan het nie, kan jy nie pad toe nie. Gebeur dit hier met ouers met kinders? Mama is Kersfees, ek kan nog nooit by Z gaan koop nie. Mama kan nog nooit by Mr. Price gaan koop en by Pep Stores nie. Nooit. Is Kersfees, ek gaan nie goed dra nie, gaan jy goed dra nie? Nee. Ja, maar my kind is al, nee, mama met mama, Capitec toe, nooit. Nee, mama, alone gaat maak, gaat niks verstaan nie. My kind hier by die stalletjies is tekkie moet nee, hy is die regte besigheid nie, maar hy is die reg, hy is fey guy, ek soek die regte ding. Mama, hulle gaan lag vir my. Hulle gaan my vir 'n pop vat. Ek moet die regte naam. As jy aan 'n manier, mama, is Edgars toe. As voorsien nie toe, is Markham toe, is Sportvien toe. Anders is, ek gaan nooit weer praat, mama nie. Ouers loop hier, want hierdie afgod in jou huis is 'n probleem. Bid hom uit jou huis uit en vra dat Jesus as wins verkry word. Prys die Here in hierdie vertrek, in hierdie gehoor. Mense wat luister, het Jesus as wins verkry. Maar dit, vir baie keer, dit maak mos nie sin vir die ongelowige dat jy bly, Here nie. Hoekom is jy aan so behep met Jesus? Wat omtrent Jesus is aan so wat wonders? Wat maak dat mense alles skade ag om Jesus as wins te verkry? Wat vaar in 'n mens? Laat hy sê, neem die wêreld, gee my Jesus. Wat vaar in mense wat sê, Heer, ek vra u geen rykdom of silwer of goud. Al wat ek wil hê is dat my naam moet wees in die boek van die lewe, want om met Jesus te wees is waar ek wil wees. Wat omtrent Jesus is dan so kosbaar? Is hy beter? Is hy goed genoeg? Is hy die beste? Ons kan maar net Bybel toe gaan en vir die Bybel vra, wat het hy omtrent hierdie kosbare God van ons te sê? Nou, die mense, die 4de groep, ons praat nou nie meer van die kerkmense en die afvalliges en die ongelowiges nie. Ons praat nou van ware volgelinge van Christus wat alles skade geag het. Hulle sê, kykie broer, ek ag alles skade om Jesus as wins te verkry. Die eerste rede wat ek vir u aanvoer, broer, hierdie Jesus is my skepper. Belangrik, hy het
Hy het vir my in my moederskoot geweef. Hy het my wonderbaar gemaak. Hy is verantwoordelik dat ek hier is. Nou ek het 'n Toyota karretjie. Nou die kar het vir my 'n bietjie probleme gegee. Soveel so dat ek nou moes die engine laat doen. Maar omdat ek nou nie geld het om na Toyota se eie mense te gaan, want hulle is duurder, moet ek nou maar hier na 'n oompie toe wat by sy huis werk. Ek moet hom betaal. En toe my kar terugkom, net een trip, toe moet ek hom bel en sê, oom, hy is nog nie reg nie. Toe werk hy hom weer en nog 'n trip, hy is nou nog nie reg nie. Maar ek weet voor my siel, Toyota sal weet wat by Toyota aangaan. Nou wanneer Jesus jou skepper is, hoekom soek jy jou antwoord in die drankbottel? Hoekom soek jy jou antwoord by twakpil? Broer, my stres. Gee jou sorge vir die Here. Nee broer, ek moet die ding gebruik. Die Here sal u kan help. Hy is jou maker. Nee, maar dis nou, hy werk goed. Hy is 'n backdoor mechanic. Ek glo aan hy backdoor, want jy moet aanhou in die nag opstaan en vir iemand in die pad soek met 'n sigaretje vir jou. Want hy bol het jou net so. Want jy is by jou skepper, jy is by 'n ander man. Hoekom hou jy aan uit by mense? Ons brein mense, my ma is alles vir my. As net verkeerd jy kan met mama nie, maar mama is Jesus nie. As mama sterwe, val my hele wêreld, van nou toe ek nie meer ma nie, gaan dit nou gaan. Kry Jesus as wins. Want hy beloof, ek is met jou al die dae tot aan die volleinde. Al ken jou ma jou, want jy was hier in 'n moederskoot. Sy ken jou nie so goed soos jou maker nie, want hy het jou in jou ma se baarmoeder aan mekaar geweef. Ons sit ons vertroue in dinge en in mense en ons stoot ons skepper weg. Die mense wat vir Jesus as wins verkry sê, nee, ek is moeg van alle plannetjies maak, ek gaan na my skepper toe. Hy weet wat is goed vir my. Kolossense 1 vers 16 sê, Jesus het alles gemaak. Genesis 1 vers 27 sê, hy het vir ons gemaak. Hy is my skepper, ek is hoogs tevrede met die beste wat ek uit hom sal kry. Ek ag alles skade, sê hierdie mense, want hy sien net my skepper, die Bybel sê hy is 'n ewige en 'n lewende God. Nou as jou skepper ewig en lewend is, volgens Jeremia 10 vers 10, dan is dit belangrik om te weet, die God in wie jy nou jou vertroue stel, en nie meer in die vlees nie, die God wie jy as wins verkry het, is 'n God wat altyd lewe vir jou. Die ding by die huis wat jy vir afgod, jy vat jy aan hy kas, jy is my oorle ma se kas. Hy sal miskien langer as jou hou, maar hy is nie lewend nie. Michael Jackson, toe hulle sy begrafnis toe sê hulle, the king of pop. En toe die man bid toe sê, now, O Lord, the king of pop must now bow his knees before the King of Kings. Want hy was baie beroemd, maar Michael Jackson was nie ewig nie.
as jy iemand as wins wil verkry, markeer jy 'n God wat ewig is, wat 'n lewende God is, wat jy roep as hy daar, of jy 80 jaar oud is, of jy nou gebore is, en of jy nog in die toekoms sal lewe, hy sal altyd daar wees, want ons het in die vorige boodskap gesê, hy is in die teenwoordige tyd altyd. Het is belangrik dat jou God ewig moet wees, en lewend moet wees. Ek ag alles skade, om Jesus as wins te verkry, want hy is liefde. Is die kosbaar nie? Johannes sê, God is liefde. En die Bybel sê, hy is vergewensgesind. Swaar, as jy nie kan vergewe nie. As slapelose nagte, as mense jou nie wil vergewe nie. Huwelike eindig op die rotse, want mense sien nie kans om weer te vergewe nie. Maar ek het Jesus as wins verkry, want al my sonde het hy vergewe. Onvoorwaardelik. En my Bybel sê, hy dink nie meer aan nie. Sover as die ooste van die weste verwyder het, hy dink nie meer daaraan nie. Ek wil hom as wins verkry. God is gretig om te vergewe. Volgens Jesaja 43 vers 25, en hy is liefde volgens 1 Johannes 4 vers 8 tot 10. En nog 'n beter ding van die Here, Jesus Christus, hy is magtig. Sing julle ook hy koortjie in die, wat sê, my God is so groot? Ken julle hom? So sterk en so magtig as niks wat my God nie kan doen nie. Baie keer wanneer ek voor uitdagings in my lewe kom, dan maak ek my oë toe en ek sien die Israeliete stap na die Rooi See toe. Ek sien berge alkant, ek sien Farao met sy troepe aankom en ek sien die see, maar daar's 'n God in die hemel. Hy sê nee Moses, moenie worry nie. Sê vir die volk, hulle moenie bang wees nie, hulle sal vir Farao hulle nooit weer sien nie. Jy moet net dit doen. En wat gebeur met die Rooi See? Hy gaan oop, want God is magtig. Nou stap hulle oor, hulle raak aan die loop en hulle vind uit, maar die see is dan droog. As hy van gly en modder, want die was nou net water nie. God is deeglik as hy magtig is. As iemand uitdaging sit vanaand, wat u miskien dink, broer, jy praat so lekker. Ek kan vir u beloof, in my ervaring, God kan nog steeds 'n Rooi See in jou lewe oopmaak. Hy is in staat om dit te doen. Hy doen dit elke dag vir mense. Die probleem lê by ons vertroue in hom. Eksodus 14 vertel ons hoe magtig God is. Nou hierdie God is nie net magtig nie. Hy is alomteenwoordig en alomwetend. Dis so mooi. Ek woon in Peeston, 700 km hiervandaan en meer. Ek kan net sê, Here, kyk asseblief, ons het 'n oulike hondjie, ja, bewaar hom tog asseblief. Want hy's oral. Here, my broer, asseblief, kyk aan hom, is Vrydag aand, ek weet nie waar sy nie. Of 'n Saterdag, die wêreld woed daar buite, kyk aan hom, ek weet nie waar is hy nie. Here, my kind is op die straat en die paaie is onverskillig. Asseblief gaan daar, Here. Maar moet ook nie van ons af weggaan nie, want ons het ook u hier nodig. Hy's 'n alomteenwoordige God. Die Bybel sê vir ons, hy weet nie net alles nie, hy's oral ook. Hy sien jou hart. Mense kom in,
na die woord van die Here. Mense kom luister na die woord van die Here. God sien motiewe. God sien motiewe. God sien motiewe waarom mense nader kom. My vriende, is dit nie goed om te weet dat baie keer wanneer jy beskuldig word, dat God die waarheid weet, want hy weet alles. Is dit nie goed om te weet wanneer mense dinge teen jou noem en jy weet dit is nie so nie, dat jy weet, ek is so bly die Here weet die waarheid. Here hoor wat praat die mense, maar ek is so bly u weet, want niks is voor u verborgen nie. My vriende, ek wil vanaand vir u sê, om Jesus as wins te verkry, is wat nodig is in elkeen van ons lewe. Hierdie Jesus is 'n skepper. Hierdie Jesus is 'n ewige en 'n lewende God. Hierdie Jesus, hy is liefde en vergewensgesind. Hy's magtig. Hy's alomteenwoordig en hy's alwetend. Daar's niks wat hy nie kan doen nie. Wil jy nog steeds die vertroue in die vlees sit? As ek vandag moet kies ek Jesus. As ek vandag enige iets na moet kyk en sê ek ag alles skade. Ek ag alles as drek om Jesus as wins te verkry. Wat is te kosbaar vir u? Wie is te kosbaar vir jou, my vriend? Dat jy moet vashou ten koste van jou saligheid. Wat sal dit jou baat? Maar bereken wat dit hierna sal baat. My vriende, mag die Here u help en versterk, dat u hierdie wêreld en sy dinge as drek sal beskou, om Jesus as wins te verkry. Kom ons luister na 'n lied. I regret the hours I have wasted, the pleasures I have tasted. You were never in. And I confess, though your love was in me, it doesn't always win me when competing with my sin. And I repent, making no excuses. I repent, no one else to blame. And I return to being in love with Jesus. I bow down on my knees and I repent. I'll admit the idols I've accepted, the commandments I've rejected to pursue my selfish path. And I confess I need you to revive me with selfishness behind me and take up my cross again. Oh, and I repent.
Jesus as wins verkry. Ek wil alles skade ag om hom te kry. Dit is my begeerte, wat ek weet ook sy begeerte vir my is. Wil u vanaand Jesus as wins verkry? Amen. As u vanaand of vandag vir Jesus as wins wil verkry, daar waar u is, staan saam met my. As u nodig het om dinge in hierdie wêreld en mense in hierdie wêreld prys te gee ten koste van Jesus, staan saam met my. Kom ons sluit die oë en ons bid saam. Baie dankie Here dat u ons nie in die duister laat nie. Of ons kerk speel, u wil ons uitred. Of ons afvallig is, u wil ons terug hê. Of ons ongelowig is, u het gekom om te soek en te red wat verlore is. Ons wil vanaand aansluit by diegene wat sê, ons ag alle skade om Jesus as wins te verkry. Here, ons bid dat die wêreld en sy dinge vir ons onooglik sal word, dat ons oog sal draai volgens die woord en het sal fokus op Jesus, ons leidsman en volëinder van ons geloof. Help ons, Here, want sonder u is ons verlore. Help ons om u te sien hang op Golgotha, waar u vir sondaars gesterf het, sodat ons verlossing uit ons haaglike omstandighede kon kry. Dankie vir die kruisdood. Dankie dat u vir my dood gegaan het. En help my om my lewe as drek te beskou as ek u kan verkry. Verlos ons, Here. Ons is in nood. Ons het 'n krisis, want sonde het vir ons kom lekker word, Here. Sonde het verskoonbaar kom word. Ons lewe in 'n tyd waar daar 'n verduideliking vir die sonde is. Mense moet verstaan. Maar kom, maak ons los. Maak ons los dat ons Jesus as wins sal verkry. Seën ons, Here. Bring ons weer terug die volgende keer dat ons kan verstaan hoe dat ons aan u gelykvormig kan word. Want dit is ook 'n begeerte wat u vir ons het. Bring ons weer terug. Bring ons terug met nog vriende wat ons sal nooi om te kom luister wat Jesus vir ons wil hê. Seën ons nou in hierdie aand verder. As dit bid in u naam met danksegging. Amen.